Goeiemôre, ek groet jou vanmôre op hierdie Vrydagoggend, die 28ste van Maart in die wonderlike naam van Jesus. Daar is so mooi woord wat vanmôre na ons toe kom in die bekende Psalm, een van die langste psalms, Psalm 119, oor hierdie gedeelte, dit gaan by u bekend wees as ek het vir u lees vanoggend. Hy sê in vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Lofwaardig is u, o Here, leer my u insettinge. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Ek sal my verlustig in u insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. Wat 'n belangrike en kragtige getuienis in hierdie gedeelte, om te begin te sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En dit is deur dit te hou na u woord. Die woord sê ook, u woord in hierdie gedeelte, u woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Wat 'n voorreg vanmôre om die woord van die Here te kan koester in ons lewe. Wat 'n voorreg vanmôre om van kindsbeen af blootgestel te kon word aan hierdie evangelie van vrede. Daar is soveel mense wat in ander rigtings ingaan, wat die waarheid van hierdie woord nie wil aanneem nie, wat dit in twyfel wil trek, wat hulle lewens inrig op ander dinge en hulle fokus skuif van dit wat die Here vir ons bepaal het en vir ons uitgemeet het. En daarom is die resultaat van hulle lewe glad nie dit wat hulle wou gehad het nie, want die pad wat van die vlees en die eie sinnigheid van die mens lei na die verderf. Wat 'n voorreg het ons om hierdie evangelie ook aan ons kinders mee te deel en hulle op te rig en hulle te vertel van Jesus en sy verlossingswerk en die saligheidsplan van God deur Christus. Wat 'n voorreg vanmôre om hierdie woorde te kan hê op die kliptafels van ons harte geskrywe, wat totaal in al ons lewe rig, aan ons voetstappe rig en vas staan, soos op die woord mediteer, soos op die woord dink en ons daarvoor ons lewe, stap ons die pad wat die Here vir ons voorberei het, en is ons lewens 'n lewende getuie van die Here Jesus Christus. Soveel verwarring en soveel misverstande in die wêreld en soveel stemme wat tot mense se harte spreek, en mense glo die leuen van die vyand wat hulle weglok in 'n woestyn van eensaamheid en goddeloosheid om vernietig te word. Maar ons het die woorde van die lewe. Jesus het vir sy disippels gesê, toe die van die disippels was van die groot groep wat wil gaan, het hy vir die ander 12 gesê, wil julle nie ook mag gaan nie? Toe het hulle gesê, Here, waarheen sal ons gaan? U het die woorde van die lewe. Ons eer hom vanmôre vir hierdie woord wat lewendig is in ons hart. Ons hart is ons geloofsfondasie. Soos die woord in ons hart bære, word dit die fondasie waarvan ons lewe. Nie net in ons denke nie, maar in ons hart dit aanvaar. Wanneer ons die inligting van die woord hoor met ons ore, op dit mediteer en dit aanvaar, dan sak dit af na die hart toe, waar dit dan die geloofsfundament en fondasiesteen is waarvoor ons lewe, wat dan ons optrede en ons handeling word dan daardeur bepaal.
soos 'n vliegtuig 'n autopilot het, so het ons dan in ons hart die woord wat ons soos 'n autopilot stuur in God se rigting. Vader, wat 'n voorreg vanmôre om U te kan loof en te prys vir hierdie woord. Dankie dat U dit in ons toe vertrou het, Here. Dankie dat ons tot die kennis daarvan gekom het. Help ons om dit uit te lewe met oorgawe elke dag, sodat ander oortuig kan word van hierdie waarheid. In Jesus se naam. Amen. Geseënde dag vir elkeen van u. Die Here seën.